Goeiemôre. Jy luister na die 50ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vanoggend is die doel van ons bestaan. So het ons aan die einde van die eerste kwartaal gekom. 50 episodes later en ek wil vra, watter een van hierdie oordeenkings het jou die meeste geraak? Watter boodskap, aanhaling of gedagte vat jy met jou lewenspad saam? As jy 'n skryfding byderhand het, skryf dit neer. Gister het ek dit gestel dat ons lewenspad by Vrydag moet verbygaan, by die kruis van Christus, sodat ons alle trots en valse troos daar kan agterlaat, al ons gemaskerde pogings en voorgee kan laat kruisig, sodat ons op Sondag saam met Jesus kan opstaan, met nuwe klere aan. Ek wil sê ons pad stap jaarliks daar verby, wanneer ons soos nou hierdie lydenstyd vier, Palmsondag, Heilige Week, Goeie Vrydag en Paasfees. Maar ek wonder of ons dit werklik en inniglik doen. As ons daar was op daardie Vrydag, toe hulle Jesus aan die kruis gehang het, as ons daar was, sou ons hom sien. Hy wat kom wys het hoe God se liefde lyk, wat geen mens leed aangedoen het nie, wat kom wys het dat elkeen 'n gelykwaardige plek het in God se koninkryk. 'n Koninkryk wat gekenmerk word deur alles wat hierdie aardse koninkryke nie is nie. Sou ons daar staan en daardie hele gebeurtenis aanskou, sou alles helder sin maak en alles wat aards is, sou vir ons ineenstort. Dit sou met eens ontmasker word, die spel van hierdie hele lewe. Alle ander dinge sou betekenis verloor. Alles wat ons so fanaties aan vasklou, as plaasvervanging vir ons redding. Of dit nou aardse besittings is, goeie werke, onskuldige gewete, skuld, verstrengelde gevoelens, verslawings, depressie of perfeksionisme, wat ook al. By die kruis van Jesus vind daar 'n ineenstorting plaas van wat tydelik en aards is. En jy weet, niks hiervan was ooit werklik genoeg nie. Oor wie dit raak sien, kom daar 'n diepe berou. Nie in die eerste plek oor ons sonde en ons harde harte nie, maar oor die feit dat ons so blind was. Oor die tyd wat ons gemors het. Die kanse wat ons verspeel het. Die verlore tye wat ons nie spandeer het in ware gemeenskap met mekaar nie, met God of met onsself nie. 'n Vreemde ding gebeur met 'n gelowige. Iets wat onbegryplik is vir die wat nie glo nie. Wanneer ons stilte tyd hou, wanneer ons kerk toe gaan, wanneer ons die sakramente vier, wanneer ons in die teenwoordigheid van God kom. Dalk iewers kan 'n voorspel of greep daarvan ervaar word deur mooi musiek of 'n baie realistiese droom of dalk 'n oomblik in die natuur. Daardie oomblik waar verlede, hede en toekoms versmelt om vir ons 'n ervaring te gee van ewigheid. En die plek waar jy is, voel nader aan die hemel as aan hierdie gebroke wêreld. Vir diegene wat glo, is dit 'n voortdurende realiteit. Die ding dat verlede, hede en toekoms versmelt en ewigheid in Christus aanbreek. By God word tyd ewigheid genoem en ruimte hemel. Hierdie tyd en hierdie plek in my lewe, daaroor spoel ewigheid en hemel in die teenwoordigheid van God. Die kruis van Jesus het werklik op 'n gegewe historiese moment plaasgevind, lank gelede. En so ook die opstanding. Tog praat ons oor daardie groot gebeurtenis in die hede. Ons beskryf mos 'n ontmoeting met Jesus altyd in die hede. Met die viering van Goeie Vrydag en Paasfees word ons nie soseer teruggeneem in tyd nie,
Goeie Vrydag eerstens en dan Paasfees gebeur weer met ons, hier met ons. Verlede, hede en toekoms versmelt, deurdat ewigheid en hemel aan ons vertoon word, en ons kan nooit weer dieselfde wees as ons dit gesien het, en ervaar het, en selfs gesmaak het nie. Dink aan die liturgie van Paasfees. Met die Paasmaaltyd het elke Joodse gesin aan tafel gesit, en soos dit vandag nog, en die jongste kind vra, Vader, waarom is hierdie aand anders as alle ander aande? Waarop die pa die storie van die uittog begin met die woorde, ons was slawe in Egipte, en God het ons daaruit bevry. Hoor jy die versmelting van verlede, hede en toekoms? Nie, ons voorouers was slawe nie, ons, ek en jy, en ons is bevry. Dit wat daar gebeur het, gebeur ook nou en hier, en dit sal weer gebeur, môre gebeur, oor en oor. Want verlede, hede en toekoms versmelt in die almag van God. Nagmaal is vir Jesus se volgelinge so 'n versmelting van tyd en ruimte. Nagmaal is die voortdurende heropvoering van die laaste avondmaal. Mense hande breek die brood en deel die beker met die wyn. Maar ons sien Jesus se hande wat self daardie brood vir ons breek en die wyn aan ons gee. Ons neem die brood en eet dit, en neem die beker en drink dit. Ewigheid en hemel word ons lot. Ons sluk dit in, ons eet dit, en ons word daarmee gevoed. Die een manier hoe ons dit kan interpreteer, is dat ons met nagmaal teruggeruk word oor millennia heen, en saam met Jesus en die disippels en die heiliges aan daardie tafel sit. Maar dit is nie hoe ons nagmaal vier nie. Ons sien hoe daardie nagmaalstafel, daardie laaste avondmaal, 'n ewigheidstafel is, gedek vir elke liewe geslag wat hier sal verbykom. En wanneer ons dit vier, dink ons aan almal wat reeds om hierdie tafel gesit het, selfs ons geliefdes wat nie meer by ons is nie. En ons dink aan hulle wat sal kom, en dis een maaltyd. Ewigheid en hemel, versmelt met hierdie tyd en plek. Hierdie gedagte van ewigheid en hemel, wat deurbreek in ons hede, verstaan ek nie heeltemal nie. Nie op die klassieke manier wat verstaan 'n kognitiewe oefening is nie. Maar ons siel het die vermoë om die hemel en die ewigheid te herken, en te kan onderskei tussen dit wat aards en tydelik is, en dit wat ewig en hemels is. Daarom daardie verskriklike honger en gemis wat ons so bly tuister, ons hele lewe lank. En hoe maklik kan ons daardie gepluk aan ons siel verkeerd verstaan? Wanneer ons dit verstaan as herinnering dat hierdie lewe uiteraard betekenisloos en sinloos is, soos die prediker dit gestel het ons net die helfte daarvan gehoor. Die gepluk aan ons siel om die leegheid en die uitermatige betekenisloosheid van hierdie bestaan te sien, is om ons heen te neem om die ewigheid en die hemel raak te sien, en daarin ons sin hier te vind. Die kerkvader Augustinus het mos gebid, U het ons vir Uself gemaak, en ons hart bly onrustig, tot dit rus vind in U. Hiermee bedoel hy, ons menswees is onvolledig sonder God. Die verlange in ons is die erkenning dat God ons vir homself gemaak het. Hoe 'n groot deel van my lewe het ek gedink dat ons hier op aarde is, eerstens in die pligaard daarvan, om diensbaar te wees aan God, om verantwoordelik te wees. Om eerlik te wees, so lank geleef in daardie ruimte waar ek bang is vir God, dat ek nie genoeg doen nie, dat ek nie gehoorsaam genoeg is nie, dat ek nie soet genoeg is nie. Ja, ons vind ons lewe hier op aarde in diensbaarheid. Ons vind 'n plek hier in diensbaarheid. Maar dis nie wie ons in die eerste plek is nie. Die Westminster Confession het dit op aangrypende wyse gesê, gebaseer op 1 Korintiërs 10 vers 31, Psalm 73 en Johannes 17.
Vraag en antwoord 1 in die Westminster Confession stel dit so: What is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Wat is die belangrikste doel van die mens se lewe op aarde? Die belangrikste doel van die mens op aarde is om God te vereer en vir altyd in hom vreugde te vind. Om hom vir altyd te geniet. Watter vreugde laat dit in ons lewens los? Dit kan alleen geskryf gewees het deur mense wat hemel en ewigheid gesien het. Dit plaas ons stilte tyd in 'n nuwe lig, is dit nie? So ook kerk toe gaan. My ganse lewe in 'n nuwe lig. Geseënde lydenstyd en Paasfees vir elkeen. Ons gebed vanmôre kom juis uit die groot gebedeboek. Dis die gebed van Augustinus. Kom ons bid saam. Laat, Here, het ek U lief gekry. So laat het ek U begin bemin. U was al die tyd in my, maar ek het U so lank buite my gesoek. So lelik in my sonde, het ek in die skoonheid van U skepping na U gaan soek. Al was U al die tyd by my, in my. Die dinge waarin ek U gesoek het my juis van U af weggehou. En ek moes vind, in hulself het dit geen waarde nie, behalwe in U. Ek was doof en blind, my sintuie afgestomp. Maar U het na my geroep, al harder en dringender, totdat U my dowe ore oopgeskeur het met U stem. U het rondom my geskyn en geskitter, totdat my blinde oë moes oopgaan. U het wondergeure rondom my uitgeasem, totdat ek my asem bedwellend moes intrek. En nou bly ek smag na U. Ek het geproe, en nou honger en dors ek na U. U het my aangeraak, en nou kan ek sonder U vrede en teenwoordigheid nie meer lewe nie. In Jesus naam. Amen. Liefde, 'n geseënde Paastyd, 'n kort vakansie vir almal van U, en ons gesels weer saam na die vakansie. Liefde.